Goeiedag en baie welkom by sessie 5 van module 4 waar ons praat oor gebed. En in hierdie sessie wil ons bietjie gesels oor wat dit beteken om te bid in die naam van Jesus. Want dit word so baie keer aangehaal en mense sê so maklik, ons moet maar net in die naam van Jesus bid, dan sal ons kry wat ons wil hê. Nou dis nie heeltemal so eenvoudig nie. Daarom wil ek hier 'n paar aspekte uitlig wat ek dink verskriklik belangrik is rondom Jesus se lering en spesifiek oor hierdie lering ook in gebed. In die eerste plek dink ek is dit belangrik om ook te dink oor Jesus se uitnodiging vir mense om hom te volg. As hy die disippels vra om hom te volg, dan sê hy hierdie baie belangrike ding. Sê as iemand agter my aan wil kom, moet jy jou kruis opneem en jou eie lewe daarmee aflê en agter my aankom. Nou wat beteken dit, wat bedoel Jesus daarmee, dat jy die kruis moet opneem? Nou ongelukkig is dit so dat die mens gekies het vir die vrug, wat ons nou al baie keer gesê het, beteken dat gaan oor jou naam, jou koninkryk en jou wil, dat jy eintlik self soos God wil wees, dat jy eintlik self belangrik wil wees, geag wil wees, raak gesien wil wees, ryk wil wees, 'n koninkryk wil opbou. Nou om jou kruis op te neem, is eintlik om te sterf aan al daardie eise van die ego, waar dit gaan oor jouself, en jou naam, en wat jy wil bereik. Want jy kan nie werklik vir Jesus volg, en ingeskakel word by sy planne vir die wêreld, om sy naam groot te maak, en sy koninkryk te dien, en sy wil te doen, as jy nog so vasgevang is rondom dit wat jou ego en die samelewing aan jou voorskryf nie. Daarom is dit belangrik om die kruis op te neem, om te sterf daaraan. En dit mag baie erg klink vir ons, want jy weet, dit is nie vir ons lekker om ons planne af te gee en ons ideale prys te gee nie. Maar Jesus sê, wie dit verloor, wie dit aflê, sal die lewe vind. En wie daaraan vasklou, gaan juis die lewe verloor. En dit sal elke mens ontdek wat dit doen. Jy vind ware lewe as jy dit aflê. En dan kom ons by die gebed in die naam van Jesus. Jesus sê onder andere in Johannes 16 dat alles wat julle die Vader in my naam vra, sal ek vir julle gee. Nou hier is dit weer belangrik om te verstaan, wat beteken dit om in die naam van Jesus te vra? Want jy sien, ons ego is nog altyd baie voorskriftelik. En dan gaan dit oor my naam, wat vir my belangrik is, wat ek wil hê, my koninkryk. So as jy dinge vra van God, wat in diepste eintlik oor jouself gaan, om jou eie naampie bekend te maak, om jou eie koninkryk te bou, om jou eie planne te laat uitwerk. Here, voorsien vir my 'n werk, voorsien vir my, maak vir my 'n suksesvolle mens, gee dat my besigheid tog net uitwerk. Dan bid jy nie in die naam van Jesus nie, al sê jy kan daai dinge vra. Ek bid dit in die naam van Jesus, soos baie mense dit so sal dramaties beklemtoon. Maar jy bid nie in sy naam nie, want jy vra dit vir jouself, jy vra dit vir jou naam, om jou naam groot te maak. So om in die naam van Jesus te bid, beteken om in sy wil te bid. Jy kan nie enige iets in die naam van Jesus vra, as dit nie binne sy wil is nie, dan is dit nie in sy naam nie. Want jy vra namens hom, en as jy namens hom vra, dan moet dit tog iets wees wat senter binne sy wil is, anders is dit nie namens hom nie. Ek gebruik baie die voorbeeld en sê, as my seun nou iewers heen gaan, en hy wil graag iets hê, en hy kom daar aan en hy sê vir die mense, my pa het my gestuur, en my pa sê, julle moet vir my dit of dit gee. Dan vra hy dit in my naam. Maar veronderstel hy vra iets wat almal wat my ken sal weet, ek sal nooit so iets vra nie, ek sal nie so iets van mense verwag nie. Dan sal hulle hom uitklag en sê, nee man, jy maak 'n grap, jou pa sal nooit so iets doen nie. En dieselfde as jy na God toe kom in die naam van Jesus, maar jy vra iets wat heeltemal nie pas by sy karakter, sy naam, sy koninkryk, sy heerlikheid, sy wil nie. Dan vra jy in jou eie naam, of jy mislei, probeer hom eintlik, wel jy kan hom nie mislei nie, maar dit is eintlik waarop dit neerkom. So dan probeer jy dit eintlik maar gebruik as 'n magiese formule. En dit kan nooit gebeur met die naam van Jesus nie. En daarom is dit verskriklik belangrik dat ons sal leer om tyd met hom te spandeer, om hom te leer ken, om sy aard en sy karakter te leer ken,
om sy wil te leer ken, sodat ons kan bid in sy naam, binne sy wil. Nou daar is sekere dinge wat natuurlik baie duidelik in die Bybel uitgespel word as binne die wil van God. En dit kan ons met vrymoedigheid in sy naam vra, want dit staan reeds daar, dis duidelik. Dis binne sy wil. Maar daar is ander dinge wat nie so duidelik is nie. En daar moet ons eerder wag en onderskei en seker maak, vra ek nou hierdie ding regtig in die naam van God? Of gaan dit van die naam van Jesus, of gaan dit oor my eie naam? En dan hoe kan ons meer bewus word van wat binne sy wil is? Nou hier dink ek weer het Jesus se lering in Johannes 15 rondom die loot en die wingerdstok, 'n geweldige, kragtige boodskap aan ons. Waar Jesus sê, bly in my soos ek in julle. En as julle in my bly, dan sal julle vrug dra. En dan voeg hy hierdie woorde by, want sonder my kan julle niks doen nie. Dit was Jesus se motto, hy doen niks sonder die Vader nie. En nou sê hy ook, maar julle kan niks sonder my doen nie. So dit gaan daaroor om in hom te bly, in hom te rus, hom te leer ken as die bron van die lewe, tyd met hom te spandeer. Soos ons verlede keer gesê het, soms net sommer by hom te wees, soos jy is, met jou hartseer of met jou blydskap, net aan sy voete sit en na hom luister, om werklik vir hom intiem te leer ken. Jy sien, en deur so in hom te bly, word jy al hoe meer versadig met hom, met sy goedheid, met sy liefde, met sy sorg en sy omgee. Daar is iets van sy aard en karakter wat deel word van jou. Jy begin nader kom aan die bron, en dan begin dit deur jou te werk en in jou te werk. Dan gebeur daar, glo ek, 'n baie belangrike ding. Dan word jou lewe op die ou end 'n gebed. 'n Lewe van in hom bly. Aandag gee aan hom, luister na hom, soek na hom, vra na hom, sy wil onderskei. En jy weet, dan begin jou gebede ook baie meer iets te word, dat dit wat hy op jou hart lê, is wat jy vra. Dan glo ek gaan jou gebede nie meer net wees vir jou pa en ma, jou kinders, jou familie, jou vriende, die wat naby aan jou dierbares is nie. Jy sal ook begin bid vir die karwag, vir die ou wat op die straat staan en bedel, vir die mense wat vasgevang is in bendegeweld, vir die politieke leiers van ons land, vir mense wat jy andersins glad nie aan sou gedink het in jou gebede nie. Want dis die mense wat op God se hart is. En daarom is dit in sy wil dat ons vir hulle sal bid. En dit sal al meer begin gebeur dat jy hierdie mense dan ook aan die Vader opdra. En dan sal jy agterkom dat jy ook nie meer so hard hoef te probeer om soos Jesus te wees nie. Jy sal weet, jy kan dit nie regkry nie, maar jy sal in hom rus. En jy sal hom toelaat om jou te verander, om soos hy te word. En dit gebeur sonder dat jy eintlik bewus is daarvan. My ervaring is, jy sal nog altyd maar ongeduldig wees met jouself rondom baie aspekte, maar ander mense sal begin sê, jy het verander. Wat het met jou gebeur? Want die Gees is besig om jou te verander na die beeld van Christus. En dit gebeur al meer na mate jou lewe 'n lewe van gebed word. In hom, versadig deur hom, dat jy kan vra in sy naam en kan bid in sy naam. En jy jou kruis opneem, daagliks, jou eie goed aflê, jou eie pakketjie aflê, en oorgee, en beskikbaar is vir dit wat hy in jou lewe wil doen. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.